Goeiedag en welkom by Pinkster 2025. My naam is Marnay Jacobs en hierdie jaar gaan ek saam met jou stap deur Handelinge 2 en 3 en ons gaan kyk na 4 groot temas, 4 dinge wat ons leer uit hierdie 2 hoofstukke uit oor die betekenis van Pinkster, in ons fokus, die uitstorting van die Heilige Gees, die gevolge daarvan nie net vir die apostels wat in daardie tyd geleef het nie, maar vir my en jou vandag. En ons sien in hierdie 2 gedeeltes hoofsaaklik 4 dinge wat ons gaan uitlig oor die volgende 4 sessies. En ons begin natuurlik dan nou vanaand met Handelinge 2, vers 22 tot 24. En wat ons daaruit gaan leer is in die eerste plek sien ons die Heilige Gees openbaar God. Die Heilige Gees vertel vir ons wie God is en deur dit leer ons God ken. Tweedens, in ons tweede sessie gaan ons kyk na die Heilige Gees as 'n gawe van God. Ons gaan sien hoe die Bybel vir ons vertel dat die Heilige Gees is nie iets wat ons kan kry of verwek of goed wat ons kan doen om dit te ontvang of uit ons eie mag uit probeer verwek nie. Dit is 'n gawe van God. Dit is iets wat vir ons gegee word van God. En dan die vraag is, hoe reageer ons daarop? Ons sien hoe dit 'n gawe is wat die apostels ontvang het en hulle het gereageer. Daar was gevolge gewees vir hierdie gawe en dan gaan ons onsself vra, maar hoe lyk 'n lewe wat reageer uiteindelik op die gawe van die Heilige Gees? Dan gaan ons kyk in ons derde sessie na die Heilige Gees wat vir ons wys wat liefde is. Ons sien hoe die Heilige Gees liefde uiteindelik vir ons wys. En daarna gaan ons kyk aan die einde van hoofstuk 2 na die geaardheid van die eerste gemeentes. Die eerste gemeentes wat werklik lief was vir mekaar en ons sien al klaar hoe die vrug van liefde sigbaar word by die eerste gemeentes. En dan uiteindelik in ons vierde en ons laaste sessie van hierdie Pinksterreeks, waar ons dan natuurlik Sondag Pinksterfees gaan vier in die erediens, gaan ons kyk na hoe die Heilige Gees uit Handelinge 3 uit vir ons hoop gee in die eerste plek, hoe dit ons help met ons geloof om 'n goeie geloofslewe te leef en ook hoe die Heilige Gees vir ons roeping en identiteit gee, hoe dit vir ons vrede kan gee met wie ons is. Voordat ons uit Handelinge 2 uitlees, kom ons sê dankie vir die Here dat ons ook op hierdie manier verenig kan word. Kom ons bid saam. Hemelvader, dit is 'n voorreg vir ons om op hierdie manier in hierdie Pinkstertyd ook by mekaar te kan kom as 'n gemeenskap van gelowiges. Dis U Heilige Gees wat ons by mekaar bring, wat ons by mekaar hou, wat vir ons die geloof gee, die krag gee en ook die openbaring skenk om lewende getuies te kan wees. Waar ons nou saam uit die woord uit gaan lees, bid ons Here dat U dit sal openbaar in ons harte, maak ons hoorbaar, maak ons leerbaar en gee dat ons in elke oomblik, in elke aspek van ons lewens ook U woord sal laat gestalte vind, dat dit 'n lewende getuienis mag wees, dat U leef. Amen. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Daar is 'n groot verskil tussen die Petrus wat ons sien in hierdie toespraak in Handelinge 2 en die een wat ons sien in Handelinge 1. Voor Jesus se hemelvaart, dan vra die apostels en Petrus was in daai groep, hulle vra vir Jesus, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En jy kan sien, hulle verstaan nog nie, hulle begryp nog nie wat die koninkryk van Christus is nie. En dan sê Jesus vir hulle, julle moet wag, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en
julle sal my getuies wees. Natuurlik sien ons dan nou dat dit presies so gebeur. Nadat die Heilige Gees uitgestort is, dan ontvang hulle krag en dan is daar verwarring. Die mense dink dat hulle dronk is, want hulle praat in ander tale. En die mense verstaan nie wat hier aangaan nie. En dan staan Petrus op en hy begin met hierdie toespraak en hy spreek die kinders van Israel aan en hy getuig. Hy begin om te getuig. Hy begin om sy roeping uit te leef op grond van die instruksie wat Jesus vir hom gegee het. Maar dit is asof hy hierso begryp waaroor dit gaan. Nadat hy die Heilige Gees ontvang het, het iets vir hom oopgegaan. En dit is wat openbaring, die woord openbaring beteken. Dit beteken om te ontbloot, om te ontmasker. As ek nou maak asof ek iets hier wegsteek agter my hand. As ek nou iets hierso weghou van jou, jy kan my hand sien, jy kan sien dit lyk asof ek iets wegsteek, maar nie voordat ek my hande wegvat en vir jou wys wat in my hande is, gaan jy weet wat hier binne is nie. En dit is wat 'n openbaring is. Dit is 'n ontbloting. Dit is die masker kom af, die ruit word skoongevee en waar jy eers nie heeltemal seker was nie, nou sien jy ten volle en nou weet jy en nou besef jy waaroor dit gaan. So die krag, daarso is hier 'n verbintenis tussen die krag wat Petrus ontvang het en die openbaring wat gekom het daardeur. En hierdie openbaring van Petrus wat verstaan wie Jesus is, waaroor die koninkryk van God gaan, en hy is bemagtig met hierdie insig. Nou hierdie insig is nie net blote oppervlakkige kennis nie, dit is nie boekekennis nie, dit is 'n diep verweefde, vervlegte insig. Dit is soos byvoorbeeld om te verduidelik, vir iemand te probeer verduidelik hoe dit voel om met jou voete op riviersand te loop. Om kaalvoet op riviersand te loop. Jy kan baie boekekennis hê oor riviersand en oor sensoriese gevoelens onder voete en al die dinge, maar nie totdat jy werklik dit ervaar het nie, gaan jy nie besef waaroor dit gaan nie. En dit is wat hier gebeur is, daar's 'n dieper openbaring wat kom vanuit hierdie bemagtiging wat Petrus ontvang het. En vanuit hierdie bemagtiging kan hy nou vir ander mense gaan getuig. En hierdie openbaring van wie Jesus is, moes werklik eers plaasgevind het. Dan sien ons in sy toespraak hoe hy die heeltyd terugverwys na Jesus toe. En ons sien hierin dat hierso werk God in die geskiedenis, is hy besig om op te tree en vanuit dit uit ontdek ons wie hy is. So ons sien die Heilige Gees wat oor die apostels kom en Petrus wat daar is en hy ontvang die krag. Vanuit dit is daar 'n openbaring en sy oë gaan oop en hy besef wat hier aangaan en hy kan gaan en hy kan getuig. Nie voordat hy die Heilige Gees gehad het, daar's 'n rede hoekom Jesus gesê het, julle moet wag, eers wanneer julle die Gees van God in julle hê, dan sal julle kan gaan en kan getuig, want dan sal julle besef waaroor dit gaan. So ons sien hierso dat die Heilige Gees aan ons openbaar wie God is. Nou, dikwels in vandag se wêreld gaan soek ons God op allerlei plekke. Ons hoor van God en jy gaan dalk jou lewe lank kerk toe of jy hoor van die kerk of jy hoor van geloof, jy hoor van godsdiens en dan dikwels wat gebeur is ons gaan soek vir God iewers daar buite. Maar as ons gaan kyk wat Paulus ons leer oor die Heilige Gees, dan sê hy dit woon in ons. Dit is binne in ons. En ek en jy moet na binne toe kyk. En ons moet deur die Heilige Gees bid tot God, sodat ons kan weet wie God is. Dit is nie iets wat ons in 'n boek kan lees nie. Dit is nie iets wat ons, jy weet, net oppervlakkige kennis van God kan hê en al hierdie kennis kan versamel nie. Deur aanbidding ontdek ons wie God is. Deur aanbidding openbaar daar dieselfde Heilige Gees ook God aan my en aan jou. 'n Laaste gedagte oor hierdie gedeelte, ons sien, want dikwels wat ons kan doen is,
Ons kan baie selfgesentreerd praat oor die Heilige Gees. Oor as ons praat oor hierdie openbaring, dit is nie vir jou om vir jouself te hou nie. Ons sien hierso dat Petrus gaan en hy gaan getuig, soos wat Jesus vir hom gesê het hy moet doen. En die Heilige Gees bemagtig hom met hierdie getuienis. Maar die heeltyd in sy getuienis wys hy terug na Jesus toe. En dit is wat die geaardheid van my en jou getuienis moet wees. Ons lewe in die era van die getuienis. Ons het daaroor gepraat toe ons gepraat het oor hemelvaart. Hemelvaart het die era van die getuienis ingebreek en ek en jy is deel van daardie era. Ons is deel van hierdie roeping om te gaan en te gaan getuig. Ons het ook die Heilige Gees as gawe ontvang wat ons bemagtig, wat vir ons God openbaar sodat ons kan gaan en gaan getuig. So wat ons hieruit moet wegvat is wanneer ons bid tot God en die Heilige Gees God aan ons openbaar vir ons wys wie God is dit nie om onsself te verryk of om onsself op 'n pedestal te sit nie. Dit is sodat ons kan gaan en kan gaan getuig en die heeltyd kan doen wat Petrus gedoen het en dit is om terug te wys na Jesus toe. En daarom is dit belangrik dat ons onsself moet vra tot op watter mate in jou lewe, in my en jou lewe, in hoe ons beweeg, in hoe ons praat, in hoe ons dink, in hoe ons ander mense hanteer, wys ons terug na dit wat Jesus gedoen het. In watter manier is ons lewenswandel 'n terugwysing na Jesus se lewe toe? Want dit is uiteindelik waaroor hierdie openbaring gaan. Dit gaan daaroor om terug te wys na Jesus toe. Mag jy in die week wat voorlê tyd maak in jou dag om stil te word voor God, om hom te aanbid, om bewus te raak van sy Gees wat in jou woon, dat hy nie ver weg is nie, maar dat hy by jou is wanneer jy in die kar is op pad werk toe, wanneer jy leer vir 'n toets, dat hy die heeltyd by jou is. Mag jy leer om te lewe deur sy Gees wat in jou woon. Geseënde week verder vir jou.